welkom by die getuienis. Ons kuier vandag saam met Kobus en ek is so opgewonde oor hierdie getuienis want wat hy gaan vertel vir ons is hoe die Here hom radikaal gebruik om mense te genees, om bevryding te doen. En dan dink ek by myself, is dit nie hoe ons elke dag moet leef en smag na nie? Ons is so geneig om vas te wees in ons verlede en vas te hou, dat daai goeders ons die hele tyd moet drag, as ek dit so moet sê, en dat jou terug moet hou. Maar wanneer jy by die Here uitkom, soos Kobus vandag gaan getuig, ek is so opgewonde, dan kan 'n mens beleef hoe die Here eintlik deur jou kan werk. Maar ek wil begin met 'n skrif in Markus 16 vers 17 in die ESV wat sê, "And these signs will accompany those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up serpents with their hands. And if they drink and if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick and they will recover." Dis presies wat Kobus vandag vir ons gaan vertel. Maar kom ons hoor, Kobus, baie welkom. Baie dankie. Ek is so opgewonde oor jou getuienis. Vertel nou eers vir ons 'n bietjie so agtergrond, die vision wat die Here vir jou gegee het en so 'n bietjie van jou agtergrond, dat ons kan verstaan van waar af jy kom. Dit was nie iets wat jy altyd gehad het nie. Ja, nee, verseker. Janita, baie dankie. Dit is vir my 'n groot voorreg om God se werk te kan doen en dat hy my gekies het natuurlik. En so is dit vir elkeen daar buite. Daar staan in die woord dat elkeen wat in hom glo, sal hierdie signs and wonders sal jou volg. En dit is dan ook so, dat soos in Markus 16 vers 17, dat die signs and wonders my volg. Ek wil dit net duidelik maak, ek is geen dominee nie, ek is nie 'n pastoor nie, ek is 'n gewone ou net soos julle. Ek het eintlik net mooi aangetrek vandag vir julle, maar die res van die tyd en wanneer die Here my gebruik, het ek 'n stuk in 'n T-shirt aan met 'n keps op die kop. En van die heel eerste visioene wat die Heilige Gees my gewys het, was ek het in die Gees uitgegaan en ek het my wapenrusting aangehad. Oh, wow. En ek was op 'n oorlogsveld gewees. En aan die linkerkant van my was daar 'n goue Bybel gewees wat gewaai het, die bladsye het gewaai in die wind. En die Heilige Gees sê vir my, kyk agter jou. En toe ek omkyk, toe staan die hele weermag van God agter my. Van engele, strydwaans, vuurwaans, you name it, enigiets wat jy kan aan dink. En die Heilige Gees sê vir my, kliphard, gaan wen soveel siele as wat jy kan. En dis my missie, dis my journey. Ek het 'n opdrag gekry, ek vat dit baie ernstig op. En dit is wat ek wil doen. Bietjie agtergrond oor my kinderlewe. Ons het maar arm groot geword. Die normale, ons het gesê ons is Christene, ons het nou en dan kerk toe gegaan. My pa het natuurlik nooit kerk toe gegaan nie. Hy het gesê hy glo in God en hy vrees God, maar hy sal by die huis sy Bybel gelees het. My ma was die normale moedertjie wat ons Sondagskool toe gevat het en so aan, maar ons omstandighede was, my pa het God nodig gehad, meer as wat hy gedink het. Ons het in 'n huis groot geword van vrees, manipulasie, intimidasie, violence, daar was physical abuse, daar was alkoholmisbruik, en dit is dan ook so dat ons as kinders uiting moes gee aan ons gevoelens, want ons het al hierdie goed deurgegaan, en ons het nie altyd geweet hoe nie, maar ons het altyd presteer, en ons het dit uitgehaal op die rugbyveld. En dis maar waar my journey begin het met die rugby, en dit is dan ook so, dat ek op skool in die hoërskool vir die Springbokkies onder 18 en onder 19 gekies was, en Kruibenweek ook gespeel het, en na skool het ek 'n kontrak gekry by die Sharks, en toe later by die Pumas, en ook by die Valke. So ja, dit is maar my omstandighede gewees, en het was nie altyd maklik gewees nie, maar ek glo dat God het 'n doel met my gehad, dat ek al hierdie goed moes deurgaan, om dan ook vandag weer ander mense te kan help. Absoluut, en in jou tyd wat jy het gedink jy ken die Here, jy het gedink jy het 'n verhouding met hom gehad, en so trou jy, en jy maak daai besluit in jou eie wil, jy gaan nie soos jou pa wees nie, jy gaan nie soos wees wat er in jou ouerhuis was nie, maar jy het dit in jou eie besluite geneem, en in jou eie wil het jy dit probeer aanpak. Hoe het dit vir jou uitgewerk? Ja, ek het altyd gesê, eendag as ek trou, ek gaan nie dieselfde foute maak as wat hy gemaak het nie.
dit is dan ook so dat ons het groot geword in 'n huis waar my pa ons gereeld sou dreig met selfmoord en met dood. En dit is dan ook so dat my pa in 2000 selfmoord gepleeg het. Maar voor ek myself kon kry, ek is getroud en toe doen ek presies dieselfde in my huis. En dis nie wat ek wou gehad het nie, maar dis asof daar 'n force was wat 'n ou in 'n rigting indryf en jy weet nie waar dit vandaan kom nie. Dit is dan ook so dat ek self gedoen het as my pa. Ek het begin fornicate. Ek het adultery gedoen. Het ook begin rook, begin drink en met die wat ou in die rugby doen was, het 'n ou, jy het steroïdes gebruik. En jy weet jy dink dis reg en op daai oomblik wanneer jy al hierdie dinge doen, dan glo jy en jy sal enigiets doen om dit te probeer regverdig. Maar tog is jy in die wêreld. Nou as ek nou moet terugkyk en ek dink terug aan daardie tyd, dan weet ek, as ek daai tyd moes doodgaan, sou ek nie gered gewees het nie. Of was jy in die kerk? Ja. Jy sê jy was 'n diaken. Ek was 'n diaken gewees. Ek onthou eendag spesifiek, ek het al hierdie goed gedoen en ek het dit goed probeer wegsteek vir die mense, want die mense sou kruisig en ek het in die kerk gesit, toe dink ek myself, maar ek kan nie hierdie voor God wegsteek nie. En dit was die laaste keer wat ek ook toe kerk toe gegaan het. Ek het net besluit, ek gaan toe nie weer kerk toe nie. Maar dit is hoe die vyand jou in 'n rigting invat. En ek wil net bysê, jy weet, hierdie goed het alles begin, afgesien van dit wat in my kinderlewe was. Het ek, toe ek al getroud was en goed, het een van my vriende eendag te stuur hulle vir my 'n video van pornografie. En ek het hoek geraak. Ja. Jy weet, en ek was getroud gewees en ek was daai tyd nog, ek jy het gedink jy is op die regte pad en voor jy jouself kon kry, dan toe ek in 'n buiteegtelike verhouding. Ja, die een ding volg die ander ding. En ja, dit is maar net, there's no way about it. Die vyand kom en doen homself voor as 'n engel van lig en in die begin is dit nice en jy dink alles is reg en jy voel goed oor jouself en agterna as jy in die modder lê dan sit jy agteroor en lag. Jy weet. Kobus, maar ek weet ten spyte van ons hoe 'n mens groot word, ten spyte van die besluite wat jy maak as 'n volwassene, tog as die Here inkeer, dan maak hy skoon en hy kan jou gebruik. Maar jy het gesê ook vir die kykers, jy is nie 'n gekwalifiseerde pastoor of 'n dominee nie, maar die Here sê duidelik in die woord, I will equip the willing. En omdat jy gewillig is en jy sê, Here, ek steek my hande op, ek is bereid, het hy gekom en hy het vir jou gesê, ek sal jou leer, Kobus, maar iewerste moes daar 'n draaipunt in jou lewe gekom het, sodat jy die instrument kon wees, wat jy vandag verstaan, want daai dinge waardeur jy gegaan het, was eintlik jou manier om te leer, want die Here het jou gewys, hoorie, dit is waarmee mense vandag sit. Almal sit met 'n ding in hulle lewe, maar hoe kom jy vry daarvan? En die Here het jou gewys, ten spyte van daar waardeur jy gegaan het, nou kan hy dit gebruik om jou kragtiglik te gebruik. Vertel vir ons, hoe het die Here jou hele lewe omgekeer? Ja, dis 'n amazing getuienis. Ek baie daar voel dit vir my nog steeds of ek in 'n droom is. Ek voel so bevoorreg dat die King of Kings het my gekies wat Kobus is. En ek verdien niks van dit nie. Ja, dit maak my hart seer. Maar ja, die journey het begin. Ek is eventually geskei. Ek het omtrent alles verloor en ek het lank geworstel met dit wat ek gedoen het en ek moes vrykom van dit want ek het my kinders seer gemaak, het amper my kinders verloor en ek was in 'n ander verhouding gewees en eers na daardie verhouding het God met my begin werk en een van my vriende het my eendag gebel en gesê, maar wil jy nie groot gedoop word nie? Toe sê ek vir hom, maar gaan die kerk my groot doop, want ek het al probeer by ons ander kerke, maar as jy nie 'n lidmaat is nie, dan gaan jy nie doop nie. En dit is vir my reguit gesê. En hy het uitgereik na sy pastoor toe en hy het gesê, ek is welkom, hy het my van geen kant af geken nie, ek het hom al ontmoet met funksies wat hulle gehou het en so aan. En dit is dan so dat ek in 2021, in November maand, is ek groot gedoop. En voor hulle my gedoop het, toe die pastoor gestop, toe sê hy, daar's 'n groot profetiese woord wat in werking kom. Maar ek het nie veel van dit gedink nie. Verstaan, ek is in die wêreld, ek ken nie hierdie goed nie, ek drink nog, ek rook,
Ek is vasgevang in sigarette en in die wêreld. Alhoewel ek dink ek is op 'n regte plek, maar ons weet duidelik die woord sê in Openbaring 3:16, jy is nie warm nie, jy is ook nie koud nie, jy is lou, so jy's 'n draadsitter, jy maak jou mind op net. En ek is groot gedoop en toe ek buitekant kom, toe sien ek alles lyk anderste. Dis of die lug was blouer, die gras was groener, die bome was groener, daar was net iets anderste. Maar weer eens, ek het nie veel van dit gedink nie, in die bakkie geklim, sigaret aangesteek en aangegaan met die ou manier. Nou lewe. En die 27ste Desember 2021 het ek die oggend opgestaan en die Heilige Gees het my gelei. Ek glo dit. Hy het 'n doel met my gehad. Hy wil my in my destiny en my purpose invat en ek het drywe sap gevat wat in ons yskas was en ek het gesê, Here, hierdie is u bloed. En ek het dit teen my kop gedruk en ek het in my onkunde net enige bindings en vloeke, witchcraft, enige iets wat ek kon aan dink het ek van my afgesny. En ek en my seun het gaan visvang die dag en hier teen 12:00 se kant toe sê ek vir hom, "Eers pappa is siek. Ek weet nie, iets is nie reg nie." Ek dog toe ek het iets geëet. Ek weet nou waaroor dit gaan. Ja. En ons is vroeg huis toe en ek het daar siek geword. Ek het opgebring bo uit onderuit. Daai hele nag deur my vrou wil my hospitaal toe vat. En tot die volgende oggend dan ek het opgestaan en die heel eerste ding wat ek altyd sou doen in die oggend is om 'n sigaret te vat. En toe besef ek maar ek nie behoefte vir 'n sigaret nie. En ja, dus tot en met nou het ek nooit ooit weer 'n sigaret gevat nie. Ek het 2,5 of tyker 2,5 pakkie sigarette 'n dag gerook. Ek was verslaaf aan dit gewees. En toe het ek net heeltemal 'n besluit gemaak en ek het gesien dat hier iets groot gebeur. En toe ek kom in Januarie, toe begin die Here my in die oggendure wakker maak. Meeste van die tyd is dit 3:00 die oggend, 3:00 die oggend. Ja, dis sy tyd. En dan sal ek wakker word, dan voel ek hoe die strome lewende water, of ek word wakker met 'n woord in my gedagtes, of ek het 'n worship liedjie in my kop, en waar ek gewoonlik sou gaan sit en TV kyk, het ek net voor God gaan sit. Ander kere sit ek net stil. En toe bewys hy die eerste keer vir my iets in die gees, en ek het my amper boeglam geskrik, wonder ek, wat is hierdie? En ek sien hoe 'n vriend van my hierdie hoeks in hom is, met bindings en toue aan hom. En ek het uitgereik na my vriend en gesê, hoor jy my ma, die Here het 'n woord oor jou gegee. En hy was maar waar ek was, en hy sê, stel nie belang nie. En 'n week later, ek het vir hom op 'n WhatsApp gesit, en hy kom toe na my toe die aand, en hy sê vir my, ek wil net vir jou sê, ek glo nie in hierdie goed nie, en ek droom ook, maar 2 aande het ek 'n droom gehad, en presies dit wat jy vir my gesê het ek in my droom gesien. Toe weet ek, God het dit aan hom in 'n droom gaan openbaar. Toe besef ek, hier is iets aan die gang. Ja. En van daar af is dit die een ding na die ander ding. Ek het, dit was Februarie het verbygegaan, in Maart maand, my dogtertjie sou gebore word, die 22ste Maart, omtrent 2 weke voor die tyd, sit ek die oggend en nagmaal hou, want ek bid, want nou met die wat ek vrygekom het my finansies het gestop. Ek het nie werk vir my masjiene nie. Mense wat my moes betaal het my nie betaal nie. En ek hou weer nagmaal op my eie, en die Heilige Gees, die eerste keer hoor ek sy stem hard en duidelik, en hy sê van die probleem lê by jou bediende. Sure. En ek vat dadelik die druiwesap, sit dit in die yskas, en ek vra van, maar kan ek vir jou bid? En toe ek vir haar bid, toe manifesteer sy demonies. En die Here het haar vrygemaak. Dit was ongelooflik geweest. Die woord sê vir ons in Lukas 11 vers 20, laat die koninkryk van God kom by jou wanneer so iets gebeur. En 'n halfuur daarna toe begin die mense my bel vir my masjiene, en die geld wat vas was kom los. Net amazing. Dis net amazing. Sure. En Kobus, in hierdie wat die Here jou geleer het, want hierdie was nou vir jou alles nuut geweest, en elke keer ervaar jy nuwe dinge wat die Here vir jou gee, want soos jy sê, jy het regtig beleef die signs en die wonders. Hoe het die Here jou begin gebruik in ander mense, want eers moes die bevryding by jou plaasgevind het, want jy moet as ek dit in Engels kan sê, right standing with God, you need to be in right standing with God, so jy moet gereinig wees, sodat hy jou kan gebruik as 'n instrument. So nadat jy deur hierdie bevryding gegaan het oor jouself, gee die Here vir jou hierdie mantel om mense te gaan bevry, en om, soos wat hy vir die disippels gesê het, gaan lê die hande op die siekes, en gaan bevry hulle. So het jy die opdrag gekry, en so help jy vandag mense. Vertel vir ons 'n bietjie, wat doen jy nou? Ja, weet jy, na al hierdie goed gebeur het, ek het 'n hongerte in my gehad, om nog meer
te hê van God. Want ek het vir myself gesê, as ek elke tyd wat ek op Facebook sit, of op YouTube sit, of TV kyk, kan vat en tyd spandeer aan God, soos die woord eintlik sê, soek hom allereers. Dan moet daar meer wees as wat ons fisies sien. So ek het al my tyd, ek het hom eerste gestel, as ek in die oggend wakker word, dan sal ek sê, Jesus, dankie, vir nagerus dadelik eerste, ek gaan nie eens ander dinge doen voor ek met God praat nie. En ek sal hom sê, jy is welkom by my en in my, en jy weet, ek het maar goed wat ek doen, en toe het ek begin vas. Was groot krag en vas, elke keer as ek gevas het. Jy het ook seker die vaste ken, nie? Nee, ek weet nie, maar ek het iemand wat ek begin volg het, is om Derek Prins. Ja, hy is Want Derek is eister. En ek het begin doen wat hy sê met sy vasery, en was eers 'n dag, toe nader aan 3 dae, nader aan 5 dae, ek het op die 5 dae vas, het ek lanse in waar ek wou petrol ingooi. Toe sê my seun vir my na Westyd, "Jesus pappa, ek is naar." Ek sê vir hom, "Maar jy het ons met jou meldkaart nog goed gespeel, hoe kan jy naar wees?" En ek wil 'n pilletjie uithaal en die Heilige Gees sê vir my, "Bid vir hom." En toe ek vir hom bid, toe sê hy, "Pappa, dis weg." En toe ek verby hom kyk by die petrolpomp, sit daar 'n vrou aan die ander kant en sy kyk vir my so in die oë. En ons meet mekaar in die gees en die volgende oomblik toe manifesteer sy. Ja. Toe weet ek, hier's groot krag in vas. My langste was 'n 7 dae vas gewees. En daar's ook so 'n verhaaltjie rondom dit waar ek gestop het by die huis op 2 ure voordat my 7 dag voltooi sal wees en die buurman het gekom en op my kon vloek en skree en om 'n simpel rede en jy weet die vyand ken die ou Kobus. Nou 2-3 jaar terug sou ek in vlees opgetree het en al wat ek kon uitkry en vir hom sê is nee, ek vat nie dit wat jy vir my sê nie, ek's 'n kind van Jesus. En toe ek dit vir hom sê, toe draai hy uit my gesig uit om en hy hardloop na sy bakkie toe en spring in sy bakkie en hy gaan. Nou, op daai stadium moes ek my vinnig op 'n plek kry en ek moet hierdie ou vergewe, want daar's 'n vriend van my wat sy rug seer gemaak het, wat in 'n reistool sit, wat ek voor moes bid. En ja, uur later, vir hom gebid, hy het met sy reistool tot daar gekom en hy het self huis toe gery en die Here het hom genees. So dis maar my journey, die vyand hou nie op om my ou te traai nie, dis maar wat die woord sê in 1 Petrus 5 vers 8, dat weet hy loop rond soos 'n brullende leeu. Ja. So ja, dit is net amazing. Die Here lei my maar waar ek by die werk is, of ek kom by mense of by 'n toonbank waar ek betaal, sal die Here my in die gees goed begin wys oor mense, en dan partykeer sal ek vir hulle sê, die Here sê vir my, jy moet daai persoon vergewe, dan sal hulle vir my vra, maar wat bedoel jy? Dan sal ek dieper ingaan en vir hulle sê, en dan sal hulle vir my sê, dis nie nou die tyd om nie oor te praat nie. Dan weet ek niks van daai persoon af nie. Maar die Heilige Gees weet, en die Heilige Gees, ek glo in my hart, hy het 'n afspraak met elke ou. Op die regte tyd kom hy net en hy raak 'n persoon aan. Ek het dit al gekry by die werk, wat ek vir 'n ouetjie wat daar werk, by mense wat ek nie ken nie, wat my geroep het net en ek moet iets kom kyk. En ons begin gesels en die volgende oomblik, hy sê vir my sukkel met anger. En ek sê vir hom, kan ek vir jou bid? En hy staan aan die ander kant van die draad. En die oomblik toe ek vir hom sê, die koninkryk van God kom nou by jou, toe slaan hy reg agteroor en die Here maak hom vry. Wow. So daar's soveel amazing goed wat gebeur, en dis asof ons het gedink, hierdie signs and wonders het gestop in die Bybel. Dit het nie gestop nie. Die woord sê, in Johannes 14 vers 12, sê Jesus self, dat julle wat in my glo, sal dieselfde werke kan doen as wat ek gedoen het, en groter werke. Ja. En so ook in Markus 16 vers 17. Absoluut. Dis daar vir elkeen wat hom glo, maar jy moet intens met alles wat jy het, moet jy hom begin soek. En dit beteken nie jy gaan volmaak wees nie, want jy sal nooit volmaak wees nie. Ja. Ons het nog steeds foute, ek self ook. Ek is die heel eerste om dit te erken, maar dit is vir my 'n passie om die werk van Jesus Christus te doen. So net, en jy het 'n opdrag, 'n duidelike opdrag van die Here wat hy vir jou sê, want daar is soveel mense wat hierdie hulp nodig het, maar daar is te min wat die pad sal stap met bevryding. En ons weet dit, ons sien dit in ons daaglikse lewe, mense ken nie meer bevryding nie. En Kobus, jy het hierdie opdrag gekry en jy gaan voluit. So as mense jou wil bel, is hulle welkom. Kobus se besonderhede sal op die skerm verskyn. En as daar mense is wat jou wil nooi vir 'n naweek of vir 'n week vir bevryding en genesing en bediening, is jy bereid om daai pad te stap as jy moet toere doen?
As die mense jou wil kontak? Verseker. Jy weet van die heel eerste skrif wat die Heilige Gees my gegee het, is Lukas 10 vers 19. En daar staan, ek gee aan julle die mag Ja. om op slange en skorpioene te loop en mag oor al die krag van die vyand, mag oor al die krag van Satan en sy demoniese koninkryk, en ons daar belofte by. Dis waar. Geen skade sal jou aangedoen word. Ja. So ons moet weet wie ons is in Jesus Christus. En even jy kan gaan na Matteus 10 vers 1, ons sê Jesus sy disippels en ons is sy disippels, ek gee aan julle die mag oor alle onrein geeste en om hulle uit te dryf, die mag om hulle uit te dryf, en oor alle siektes en oor alle kwale. So dit is my passie, dis die opdrag wat God my gegee het en ek is bereid om te gaan. Die Here het my gesê, gaan uit en wen siele vir my. So maak nie saak waar dit is en of dit in my werk is, of dit by die garage is, en of dit by 'n huiskerk is, en of dit by mense is wat my uitnooi. Verseker. Ek is bereid om dit te doen. Baie dankie. Jo, as jy vir Kobus wil kontak, sy besonderhede gaan nou op die skerm verskyn. Kobus, iemand luister vandag na jou getuienis en hulle voel, maar ek sit vas nog in hierdie verlede. Ek het hierdie siekte oor my. Ek sit in 'n verslawing. Wil jy nie vandag 'n gebed doen nie, want iemand het vandag die krag van die Here nodig. Ja, sit. Kom ons sit net so. Dankie Jesus. Liefdevolle Heilige Gees, Here, ons eer U naam. En Vader, ek kom bid vir elke kyker vandag. Dis die krag van God wat op elke persoon nou kom. Dis die anointing van Jesus Christus wat elke persoon aanraak en elke juk breek. In die naam van Jesus Christus. Ek sien daar's mense wat sit met wervels. Ek sien larig, ek sien L1, 2, 3, 4 en 5. Be healed in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Is die genesende krag van die Heilige Gees wat net deur haar die wêreld gaan, deur die kussentjies gaan en deur die senuwees beweeg nou in Jesus naam. In Jesus naam. Ek sien ook in die Gees mense wat sit met geswelde voete en bene. In Jesus naam, dis die krag van God wat op jou kom, wat deur die bene gaan, wat in die bloedvate ingaan. Be healed in Jesus mighty name. Dis die vuur van God wat deur jou beweeg van kop tot tone in die almagtige naam van Jesus Christus. Here Jesus, ek bid nou kom teen elke mag en gesag van die vyand. Dit wat ek sien nou in die Gees wat op mense is, ek kom teen jou en ek rebuke jou in Jesus almagtige naam. Enige witchcraft, ek rebuke jou van hierdie mense af. Maak jou los van God se kinders in Jesus naam. Dankie Jesus, daar gaan ek. Dankie Jesus. Dankie Here. Ons weet U het vir ons die autoriteit gegee in die naam van Jesus Christus. Ek sien ook mense wat sit met arthritis. I spirit of arthritis, ek rebuke jou in Jesus naam. I detach you in the name of Jesus. Loose. Dankie Here. Vader, ek kom spreek vir genesing, vir mense met verslawings, mense wat vasgevang is deur die vyand, waar die nette hulle toemaak. Vader, ek kom nou met die vuur van God uit die hemel uit. Ons vernietig daai nette, daai caging wat oor hulle is, Here. Ons maak dit los, ons sny daai bande van hulle af, die bande van dood. Ons U het klaar, Koning Jesus, aan die kruis van Golgotha. U het die dood oorwin. En deur die bloed van die lam is Satan oorwin. In Jesus naam. Amen. Dankie Jesus. Ja, dit was powerful. Ek het dit ook gevat. Baie dankie Kobus. As julle vandag ontvang het, as julle genesing ontvang het of bevryding ontvang het, skryf in die comments, ek is genees, of sê net amen in die comments. Prys die Here vir sy goedheid. Kobus, hier's 'n beker van die getuienis af. As jy daaruit drink, dat daai beker van jou nooit sal ophou nie. Sal oorloop en dat die Here vir jou so gaan gebruik in jou bediening en dat hy jou gaan dra van krag tot krag soos wat hy jou gebruik in Jesus naam. Baie dankie. Dan sê ek, ons gaan julle groet tot 'n volgende keer. Shalom.